Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou story, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons sit hier by Connection Studios, so weer eens baie dankie aan Jaco van Connection dat julle vir ons hierdie spasie gegee het, waar ons hierdie baie cool set kon bou, en ook dankie aan Connection Productions wat gehelp het met die beligting en die setup van hierdie podcast set. Ek is baie opgewonde oor vandag se gas. Hy is 'n sanger en 'n liedjieskrywer. Dit is iemand wat julle dalk nog nie ken nie, maar in vandag se episode gaan julle hom beter leer ken, en ek dink hy het 'n incredible journey wat voor lê vir hom. Hy het nuwe musiek wat op pad is, en ek kan nie wag dat julle hom beter leer ken nie. So verwelkom asseblief vir Basson Laas. I'm lost at sea and I can barely see the coast. I close my eyes and now I'm talking to the Holy Ghost. I'm giving up my patent in exchange for something good. Wonder if I should. My arms are getting tired now, and my lungs are filled with doubt. Oh mama, you believe in me, but I forget what it's all about. The train is speeding up again, but I still pray they'll let me in, cleanse me within. Oh, start living out your strength and you'll discover that it grows each time. It isn't easy, but it's real. I'll let you keep on drifting, let you set beneath the sun, unless you pull yourself out of the water, 'cause I think you could. Stop wondering if you should. Staring at a painted sky, painted landscapes caught my eye. I'll follow down this dirty road, where a needle makes my memories explode. My ears are ringing louder now, but I beg the truth be louder than the noise. Forgiveness is a choice. Oh, start living out your strength and you'll discover that it grows each time. It isn't easy, but it's real. I'll let you keep on drifting, let you set beneath the sun, unless you pull yourself
Use your strength and you'll discover that it grows each time. It isn't easy, but it's real. I'll let you keep on drifting, let you set beneath the sun, unless you pull yourself out of the water, 'cause I think you could. Stop wondering if you should. Yes, dude, baie dankie. Dit was nou vrek mooi. Dankie. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, Jessie. Dankie dat jy hier is. Ja, dankie man. Dankie dat jy my genooi het. En ek is nou baie cool om te sien hoe werk dit hier op die agter die behind the scenes van 'n podcast en ja. Ja, wel, hier's baie goed wat gebeur hierso voor ons begin. Maar dankie, ek is so excited hierso. Ek weet jy het nou toe ek jou genooi het jy gevoel ek weet nie hoekom wil jy my nooi, maar ek is baie excited oor jou. Ek is baie excited oor jou journey wat voor lê. En ek wil dit deel met almal wat kyk, want ek dink daar's baie cool goed op pad vir jou. Ja, ek dink ek so. So, maar kom ons chat gou vinnig oor die song. Ek weet nou dis 'n nuwe song. Nee. Daai vorige song, ja, dis een van my relatiewe nuutste songs. En ek wou hom graag vandag speel omdat hy is nog nie opgeneem of enigiets nie. En ek doen hom nie altyd live op die stadium nie. Maar dis 'n baie diep en persoonlike liedjie vir my en toe ek nou moes besluit wat se song ek gaan jol vir vandag, te dink ek kom ek speel daarom ietsie wat relatief fresh is en iets waaroor ek excited is in steede van die ouer goeders wat of selfs die songs wat nou uitkom en so, maar ek is trots op hierdie liedjie veral en dink ek kan ook nog so 'n bietjie verander. Okay. En hierdie was nou 'n baie raw deliver van die song, maar ja, hy praat met my elke keer as ek hom jol. Wat is sy naam? Die song se naam? Ek weet nog nie. Het hy nog geen naam nie? Ek weet miskien kan die mense van sê wat hoor hulle daar. Asseblief laat weet. Maar ja, een ding wat ek kan sê is van ek het in die tyd wat ek liedjies begin skryf het en goed was daar soos vir baie lank was daar nogal 'n dry spell waar ek gesukkel het om regtig iets neer te pen en hierdie was die eerste liedjie wat ek in 'n baie lang tyd geskryf het en nou voel dit vir my so 'n klein bietjie soos 'n floodgate wat oop is want daar was nou intussen ander songs ook na hom en ja, ek dink hierdie song sal altyd vir my soos daai een song wees wat so 'n bietjie weer die my herinner het dat ek kan 'n liedjie skryf. Exactly. Ja. Dit was vir my interessant ook en ek het dit opgelet toe jy het vir my gesê voor die tyd jy gaan dis 'n nuwe song. Ja. En toe jy deur jou boekie blaai om na die song se lyrics te gaan, toe sien ek jy blaai eintlik nogal ver terug. Daar's baie goed wat jy na dit geskryf het. Toe besef ek, dis 'n nuwe song, maar jy het hom obviously nie onlangs geskryf nie. Nee, dit was verlede jaar ergens. Maar nou nie alles in daai boekie is liedjies nie. Ek is sommer nie weet nie. Daar's maar 'n bietjie notas en daar's finansies wat daar aangehang is en daar is bietjie scribbles en partykeer kry ek sommer net 'n idee en dan sit sulke kort lyntjies van goede wat ek later dalk sal gebruik. Ja. Daai boekie gaan oral saam met my. Hy is my altyd in die kar, so kom hy sulke varkoortjies het. Ja. It's baie special, maar ek pen pas mooi in hom so met daai combo. Ja. Hoop ek kry ek soos want as jy 'n idee het het ek al agtergekom as jy dit nie neerskryf nie, dan is dit so, dan is dit weg en dan sê ek elke keer so spyt want baie keer is al goeie idees, al is dit nie net so profound nie, dis net om dit neer te skryf want jy kan op dit bou later en ja. Dis belangrik eintlik, dis nou iets wat ek sommer net aan dink, imagine
ons het die ability gehad om alle idees wat ons al gekry het in ons lewens nooit te kan vergeet nie. Dis hoekom ons dit moet neerskryf. Yes man, ek het ook al daaraan gedink, want soos dat jy ouer word, vergeet jy nogal crucial goeders in 'n mens se lewe. Partykeer gesels jy met vriende en dan sê hy, "Yes, onthou jy toe jy daai en dit gesê het, want dit het nou 'n indruk op hom gelaat daai dag." Ja, En dan dink jy, soos, "Yes, ek kan glad nie daai dag onthou of so nie, want dit was ook nie vir jou." ja, Maar as jy die vermoë gehad het om elke sekonde van jou lewe te kon recall, ja. ja, dat was sulke groot koppe gehad. Ek wil net sê, daar's nie plek vir alles nie. Ons sal 'n Brain sal explode. external hard drives moet dra by ons die hele tyd. Ja, yes, maar dit moet nogal cool kon wees. Maar maybe is daar 'n rede hoekom ons goed moet vergeet, sodat jy 'n bietjie meer oplet wanneer jy in die present is, seker ook. Daai is baie valuable wat jy daar sê, dat ons moet fokus op die present, maar ook die downside van alles onthou. Ons gaan ook al die slegte goed onthou, wat ons eintlik wil vergeet. So, ons raak ons nou vinnig baie diep hierso. Maar daai is baie valuable wat jy sê. Maar ja, man, die rede hoekom ek jou genooi het is vir verskeie goed wat ek van jou wil weet. Ons ken mekaar 'n klein bietjie, ons het nie te lank terug ontmoet nie. In feite het ons ontmoet op Pretoria FM. Ja. Jy het uit 'n onderhoud uitgestap en ek het ingestap. Het ons so vinnig daar gehandshake. En toe het ek na die tyd jou song gaan luister, Smile. Ja, maar dis hoekom ek daar was vir Smile. Vir Smile, ja. Release, ja. So toe het ek jou so vinnig ontmoet, maar Connection Studios het verlede jaar 'n talentkompetisie gehou wat hulle genoem het 'n Connection Showdown. Toe het jy en jou band ingeskryf en julle het dit gewen. Ja, En ek was- cool geweest, sissie. En ek was daar om dit af te neem. Ek was deel van die produksie om af te neem en toe het ek jou daar weer gesien en obviously onthou en Ja. bietjie beter leer ken. En ek was super bly toe jy gewen het, want dit beteken ek shoot vir jou 'n music video. Ag man, ek kan nie wag vir dit nie. Ek is so bly ons het nou 'n datum finally van die Ja. Want dit het nogals rukkie gedrag om Ja. 6 partye te align vir almal op 'n naweek, want ja, ons werk nou maar nog en sulke goeters Ja. maar nou voel dit bietjie soos 'n realiteit en ek's baie opgewonde dat ons daai, Ja. ek dink dit gaan my favourite projekkie wees vir die jaar. Ek's baie excited vir dit. Ja. Ek's jammer ek kon nie die ander datum doen nie, want soos ek sê my winkie verjaar. Nee, dis okay. Prioriteite. Prioriteite is heeltemal aligned. Nee, dis eintlik funny wat ek sê hierso. Ek het eintlik niks aangegaan daai dag nie, maar dit is heel toevallig my beste pel en my hondjie wat ek het, wat ook soos half jou best friend is, verjaar op dieselfde dag. So ek sal nooit my hond se verjaarsdag vergeet nie, want dit is ook my beste pel. En dit is toevallig op die 18de April wat ons eintlik wou shoot. Gelukkig kon dit die ander mense ook nie pas nie. Ja. So ja, maar kom ons chat gou. Ek wil so vinnige journey vat deur jou lewe. En net aan 'n paar goedjies raak daar. Ek weet 'n bietjie van dit toe ons nou die dag gaan lunch eet het ek bietjie van jou geleer ken daar. Waar het jy groot geword? Man, ek weet jy waar is Ottosdal Dallerywil se wêreld? Nie regtig nie, nee. Ja, min mense weet as jy van Noordwes af is, dan sal jy waarskynlik weet, maar my ouers is boere, al die jare gewees en ek is die jongste van 4 kinders en toe ek baie klein was het ons in Dallerywil gebly en ek was daar nog in graad 1 gewees en toe het ons later Ottosdal toe getrek wat eintlik net die volgende dorpie is. Okay. Maar ja, ek is deur Ottosdal Laerskool, terwyl my pa nog daar geboer het en goeters en later jare Bloemfontein toe, hoërskool, daar in die koshuis gewees en na skool, ek het gematrikuleer so 2010 en toe kom ek Pretoria toe, want my groot droom daai tyd was om 'n vlieënier te wees. Okay. En dit was kind of as jy 'n vlieënier wil wees, daar's seker baie opsies vir vliegskole en goede, maar die een groot skool is Port Alfred, daar by 43 Air School en Pretoria se Wonderboom Lughawe het Lutsavia gehad wat eintlik ook 'n baie goeie vliegskool was en daar het my sissies nog in Pretoria gebly, so ek het gedink kom ek maar Pretoria toe dan is ek so klein bietjie nader aan familie. Ja. En nou is ek in Pretoria ever since.
En jy vlieg nog nie 'n vliegtuig En nie. nee, die vlieg het toe nie vir my gerealiseer nie. Wat ek baie keer baie spyt is oor, want ek like vlieg nog steeds en dit is een van my groot drome om ten minste eendag my eie vliegtuig te hê, veral so 'n Piper Cub, so daai geel Piper Cubs, jy kan dit later gaan Google. Ek sal, ja. Dis 'n baie spoggerige vliegtuig, maar ja, vlieg was 'n baie groot deel van my lewe. So einde hoërskool, net na skool tipe van 'n ding, maar ek het einde 2011, toe ek nou in daai gap jaar dat ek my kommersiële lisensie kom doen in Pretoria. Ja. En teen die einde van daai jaar het ek al my vakke deurgekom, maar ek moes nog ure bou en dis ek soos okay, maar dis eintlik 'n lang storie, maar daar het eintlik 'n paar goed vir my begin sê soos maybe is die vlieg nie heeltemal vir my nie. En miskien moet ek eerder gaan swat. Okay. En dis toe ek nou inskryf vir tikkies en besluit om Kersfees daar te gaan. Dit was toe ek op hoërskool was, dat ek gesê nee man, ek gaan nie gaan swat nie, ek gaan vlieg of wat ek al tipies bietjie teen die rigting of wat ek al. En dis eintlik spyt, want toe ek nou moes aansoek doen vir universiteit, toe kry ek so 'n brief in die pos wat sê, sorry, jy het dit nou nie gekry nie, want my wiskundepunte was nie te great nie. Ag nee. En dis ek toe besluit ek kom ek gaan weet maak 'n afspraak met die dekaan of ons departementshoof of ietsie, en toe gaan vra ek vir haar en ek sê vir hoorie, kyk hierso na my vliegresultate. Ek kan wiskunde doen. Dit was maar net omdat ek het regtig nie in matriek en standaard 9 eintlik wat die belangrikste jaar is vir jou punte en so. Dat ek nie te veel op dit geslaan nie, en toe toe by dit binne 'n bietjie gehad, wat daarom het sy toe vir my 'n kans gegee op 'n verlengde kursus metode. Okay. En nou kyk ek terug en ek's baie bly ek toe nou gaan swat en wat het jy geswat? BCom ondernemingsbestuur. Okay, alright. Business management en bemarking en sulke goed. Niks met musiek te doen nie. Nee. Want dit sou nou my volgende vraag wees, want op die plaas groot geword, ek neem aan jy het op die plaas groot geword, jy het geboor, op die plaas groot geword, Bloemfontein. Jy wou 'n pilot word en jy het iets anders gaan swat. So hoe die musiek ding gebeur? Waar kom die talent en die liefde vir musiek dan vandaan? Ek dink musiek begin vir meeste mense baie jonk. Waarskynlik die invloed van jou ouers af of wat ook al, en ek dink dit was maar vir my dieselfde. Sondagmiddag luister lekker Helmut Lotti en goeters, terwyl pa in sy kortbroek besig is om te braai, tipe van 'n ding. En ek sê nie, ons is nie noodwendig, ek sê nie ons het nogals 'n musikale familie, en my sissies het ook viool en klavier gedoen, en ek het ek dink ek was graad 1 gewees toe ek wou ek baie graag viool speel. En dit was my eerste instrument, maar jy enkie pinkie ponkie tipies op daai vlak. En maar jy moet teorie en goeters byleer as jy deur die eksamens en jou goeters wil gaan. En toe het ek klavier begin neem om daai teorie bietjie beter te verstaan. En seker goed. So die musiek het eintlik regtig al van dat ek baie klein is, was dit al daar, maar die teoretiese kant van musiek en goed het my nie was nie vir my so lekker noodwendig nie. Dit was maar meer soos wiskunde. Soos jy nou kan sien of kan hoor, is ek nou nie great op wiskunde gewees nie, maar toe ek eers op hoërskool, dink ek standaard 7, ek het nog 'n coach gehad viool. In daai tyd was ek dink ek nou al graad 5 viool. En hierdie ou het 'n geleentheid gekry om een van 'n orkes te join, en dit was net voor my eksamen, toe net daar besluit ek, dan gaan ek nou nie meer verder viool speel nie. Dan gaan ek weet nie, viool is dan nou nie meer vir my nie. Want ek was in 'n seunskool en dit was seker 'n bietjie challenging as jy sien hoe jou pelle rugby en cricket jol en jy is die ouetjie met die viool en wat ek al. Maar dit was ook vir my lekker. Maar toe het ek in ons solder daar op die plaas my niggie se gitaar ontdek. En ek dink met my viool
en klavier agtergrond wat ek gehad het daai tyd, was dit vir my relatief maklik om met 'n gitaar te sit en dan so die Chords en goed. chords en goede uit te figure en ek het Koos Kombuisliedjies geluister om dit is redelik straightforward chords en goeders, maar so het ek met myself eintlik gitaar leer speel en liedjies skryf het natuurlik nou eers later gekom, maar ja, so dit is die liefde vir musiek het sal ek sê daar regtig begin sprout. Ja, Dan toe doen ek wat ek wil en dis nie gebonde aan teorie of wat ek al nie, dis net vir fun. Ja. Dis 'n kampvuur guitarist tipe van 'n ding. ja, En ek het dit baie meer geniet as die gestruktureerde teoretiese klassieke musiek. Alhoewel ek baie lief is vir klassieke musiek luister. ja. Ehm, Tot vandag toe nog. ja. Is dit? Ja. Ja. Want ek wil gevra het, so wie sou jy sê was jou early inspirations gewees as dit kom by musiek? So jy het nou genoem jou Paul het Helmut Lotti geluister. Ja, byvoorbeeld so nou. Byvoorbeeld, Baie maar klassieke musiek. so was jou musiek toe jy nou besluit het musiek is wat ek wil doen, wie het jy geïnspireer soos ek wil soos daai wees of ek wil soos daai wees of Dis moeilik want musiek, daar's so baie musiek daar buite en ek weet ek dink baie van my invloede het ook gekom van my ouer siblings wat ek het 2 sissies wat 6 en 10 jaar ouder as ek, dan het ek 'n broer wat nog 12 jaar ouder as ek. En die musiek wat hulle na geluister het daai tyd was goeie soos Coldplay en U2 ja. of Moby of The Verve. Yes. Verstaan en dit is ja, daai was veral U2 was vir my, ek onthou, maar dit is as jy sien jou sissies hulle het 'n passie vir daai musiek, dan sit soos nee, maar jy kry jy leer half daai by hulle. Ja. En ek het later jare het ek Coldplay en U2 live gekyk hier by Soccer City en Wow. en dit was my, ek dink hulle is waarskynlik ja, een van die top bands wat ek al ooit live gekyk en goed, maar dit was die invloede in daai tyd, hoërskool se kant toe, dan raak dit net klein bietjie meer alternatief. Uit die aard van die saak was daar Fok of Polisiekar. Ja. Baie Eiking geluister. Ek dink dit is so waar die Engelse aanslag vir my gekom het in die liedjieskrywery. Ja. Laru, ja, skryf baie goed. Is altyd nie moontlik, of nie altyd moontlik om te weet waar gaan hierdie nou spesifiek nie, maar Ja. ek hou van hoe hy en Hunter Kennedy hulle approach is daai tyd. Dit was baie inspiring. Maar yes, dit evolve, mense musiek invloede evolve die hele tyd. Ja. En dit is moeilik om eintlik te pinpoint presies waar dit vandaan kom. Universiteit, ek weet nie of ken jy die band, of ken jy die ou The Tallest Man on Earth nie? Ek is familiar met dit. Dis hy's 'n Brit dink ek, maar hy van Swede af, hy daar groot geword. Baie dit geluister op universiteit en dis nou weer meer fingerpicking en regtig rou akoestiek en ek dink in die begin jare toe ek my eerste band gehad het, het baie van ons musiek na daai folky nis toe geleen. En die aard van die saak was Mumford & Sons en goed ook in daai tyd met daai Little Lion Man album. So ja, daar's regtig baie. Dat ek daai skiem dit nou maar eintlik nog steeds net so bietjie, maar ja. Maar ek meen dit is cool om te hoor ook want jy's nie die eerste artist wat dit sê met wie ek chat hierso nie wat sê dat hulle inspirations verander. Die eerste inspirations bly nog steeds staan, maar jy kry die altyd nuus en dit groei en dis nou juist wat ek wou vra want jou musiek is Engels, jy skryf Engels. Ek weet nie hoe sit 'n mens jou musiek in 'n genre? Is dit folk of hoe sou jy sê wat noem mens jou styl van musiek? Ek dink hoofsaaklik folk. Dit baie sterk of dit kom die sterkste deur, maar ek dink ook vandat ek nou 'n bietjie ouens het wat saam met my in 'n band Joel, hulle invloede wat bietjie meer alternatief is, kom ook dan nou deur. En ek weet nie, as mense my vra, dan sê ek maar ons is maar soos 'n folk alternative tipe band, jy weet. Nie regtig rock and roll of enigiets nie, en ek glad nie rock and roll nie. Nee. Nie die tradisionele Elvis Presley rock and roll soos wat dit was nie. Ja. Maar ek dink ons vind definitief nog 'n bietjie die klank. En ja, dit sal evolve
soos wat 'n mens 'n nuwe liedjie skryf, want ek dink as jy 'n nuwe liedjie nou hier het, rou net die woorde en jy moet nog musiek vir hom skep, Ja. dan ja, dan kyk 'n mens maar na 'n oomblik wat kom, en partykeer is dit dalk bietjie way out, of dalk is dit bietjie meer elektronies, of wat ook al die geval mag wees, Ja. veral omdat ek eintlik maar nog daai kant explore, en Ja. jy het sê maar om soos met recording software en goeders te werk. So ja, ek dink folk alternatief, maar dit kan waarskynlik nog baie ontwikkel. En jou plan is om maar net by Engels te bly. Nie noodwendig nie. Ek weet baie mense vra vir my, maar jy moet net doen wat jy doen in Afrikaans, dan Goed. sal dit nou slap. Ek dink die Engels maak dit juist so uniek, want ons het baie Afrikaanse artists en jy's 'n Afrikaanse ou, maar jou Engelse goeters is incredible. Ja, thanks. Ja. Man. Nee, ek geniet die Engels op die stadium. Dit het eers na my toe gekom om in Engels musiek te skryf, Ja. maar ek dink die groot rede, ek het nie regtig met so baie Afrikaanse musiek groot geword in die huis nie. Soos ek nou gesê het, die goed wat ons geluister het, of ek geluister het, of selfs deur my vriende op hoërskool, dis maar die Engelse tipe goed. So ek dink as mens dan nou dit wat jy luister wil recreate, dan Ja. kom die Engels maar net eerste. Maar ek dink soos wat ek leer, soos ek my instrument leer ken en gemaklik raak op verhoë, en ek dink daar sal die waarskynlikheid is baie groot dat ek eendag Afrikaanse liedjies of dalk 'n album sal wil doen. Ja. Dit sal nie noodwendig kommersieel wees nie. Dit sal bietjie meer rou wees, Ja. maar of akoestiek gedrewe of so, of dalk. Maar ja, definitief in die pipeline. Ek kan net nie vir jou sê wanneer Maar wel, ja. maar dit sal cool wees as ek dit eendag kan. Kan afpoel, ja. Sê gou vir my, wat se musiekinstrumente kan jy alles speel? Wel, tegnies kan ek viool en klavier speel en dan gitaar, Okay. maar ek sal nie sê met my nie challenge op viool en klavier nou nie, want yes, ek het dit heeltemal afgeleer. Ek sal kan sit en ek sal chords kan druk op 'n keyboard, en ek sal met die viool ietsie kan doen daar, maar dit is nie ek het Jy beoefen dit nie meer nie. Nee, glad nie. Okay. Ek speel dit nie, ek gebruik dit nie live of of het nog nie weer. Maar die viool was eintlik maar my lief, my lekker eerste instrument, omdat hy nie frets het nie, en jy moet regtig nogal leun op jou ore, en as jy bietjie flat is of wat ek al, dan moet jy daai vinger so 'n millimeter skuif. Ja. En ek dink dit het my oor goed geoefen, juist sodat ek later jare net bietjie kon luister en dan dit uitfigure op gitaar, maar Okay. so jy kan seker blokfluit ook sê, maar nee. Nee, dis interessant. Dan wil ek gou by jou hoor, nadat jy geswat het, maar voor musiek, jy die besluit gemaak het om musiek te pursue as 'n loopbaan, het jy gewerk? Het jy voltydse werk gehad? Wat het jy gedoen? Ja, so ek het graad gevang 2016. Toe in my eerste werk, ek het so vir 'n paar maande ietsie gedoen, sy social media company wat hy so 'n start-up gehad het. Maar baie kort daarna toe ek toe gaan werk ek vir 'n maatskappy, BioBox. Dit was tegnies die eerste legit werk wat ek gekry het na universiteit, en dit was lekker om 'n bietjie jou eie geld te verdien. Ja. Dit was soos 'n water recycling company. Okay. Essentially het ons sulke ondergrondse tanks verkoop waar tipies riool en grys water goed deur gefilter word, en dan word dit weer gebruik vir besproeiing en so. Ek het dink ek het so omtrent so 2 jaar by hulle. En toe kry ek 'n geleentheid by Varsity Bakery. Hier op Linwood daar in Pretoria, en ek het daar was ek die bestuurder gewees vir ook omtrent so 2 jaar. So dit was 2018, 2019. Ja. En dis maar bakkery vibes, en studente
laat nag soek 'n chapati Iets om te eet, ja. 'n burger en 'n chip en ek het dit baie geniet. Dit was vir my lekker want dit was eintlik toe nou ietsie wat ek tipies kon op terugval met my business management skills of met my Exactly, graad ja. wat ek al so ek het baie baie geniet om daar te werk en baie geleer uit ja, tipiese besigheid dra en goeters. Maar ek het ook besef, dit is nou nie heeltemal vir my nie. Ek dink die mense wat was die bakery besit het op daai stadium, het bietjie ander visies gehad en ek was self nie seker dat ek wou doen met my lewe nie. Op daai stadium het ek en my nou vrou saam 'n TEFL kursus gedoen. Nou wat jy so teaching English as a foreign language. O ja. En die idee was om ooste toe te gaan, China of Suid-Korea of Japan of waar ook al, net om 'n bietjie te gaan uit die land uitkom en 'n bietjie lekker geldjie te gaan maak. Ja. Ek onthou, ek wil 'n geldjie maak sodat ek kan terugkom en dan 'n bietjie van my songs opneem Musiek en maak, ja. musiek maak. Terwyl al hierdie gebeur het ek in kroege gespeel hier en daar of vir 'n pelse troue en Okay. ek het op universiteit eintlik al het ons 'n ander band gehad. Ons het ons band Man the Fields genoem en dit was baie folky. Okay. Ek en my vriend Denk Versluys. Ek sal nou 'n bietjie meer van daai gesels, maar ja, ek het einde 2019 het ek besef elke keer kom daar 'n ander geleentheid Ja. wat my al verhoed om oor see te gaan. Okay. Wat eintlik nogal groot op my hart gedruk het want al my siblings het hulle tyd gehad oor see. Of in Engeland of in Tanzanië of in Amerika of waar ook al of in Brazil en in China gewerk en goede. Ja. En ek sit hier en ek nog nooit eers Suid-Afrika verlaat nie. Ja. So dit was 'n groot behoefte en ek het my werk bedank by Waar's die Bakery 2019 en die idee was om nog nie 'n backup te hê nie want dan gaan dit my forceer om nou my Engelse skool gee planne na te jaag en ek het 'n werk gekry in Seoul in Suid-Korea O ja. vir Maart 2020 Ooh. en ja. Ons almal weet wat het in Maart 2020 gebeur. Hy het heeltemal plat geval. Ag nee. Ek het daar nog nie my vlugkaartjies gekoop nie, maar Okay. moes hulle maar vir die skool sê ekskuus of hulle het eintlik vir my gesê ekskuus, hulle gaan nou nie meer mense inlaat nie en na daai hard lockdown wat 6 weke of ietsie was, toe gaan boer ek. Toe gaan ek plaas toe waar my broer nou die plaas oorgeneem het en ek gaan wag toe maar die stof daar uit en maar ek was bietjie ja, ek was bietjie plat geweest want ek heeltyd het ek gedink hierdie is nou die volgende ding en dan Gebeur daar iets wat dit keer? ja, soos ek seker almal het hulle COVID stories en soos hoe dit hulle hele lewe verander het en goeders, maar ek staan dankbaar dat ek daarom plaas toe kon gaan. Ek dink dit het my genoeg tyd gegee om 'n bietjie my kop skoon te kry en Ja. En planne te maak vir ander goed. En in daai tyd het ek toe my NGOS aansoek gedoen. Dis soos 'n ou HOD of 'n hoër onderwys diploma. So essentially is dit 'n jaar wat jy gaan swat bo op jou BCom wat ek reeds het. Okay. En dan kan jy gaan skool gee. Skool gee, ja. En ek het my NGOS deur Akademia gedoen. En dit was 2021. En in daai tyd het ek bietjie meer begin optree as 'n ekstra geldjie ook en goed, maar tipies jou troues en jou wil ek sê corporate gigs of verjaarsdagpartytjies en so Ja. goede. Maar toe ek en my vrou planne maak om te trou, toe sê ek vir haar ek dink ek moet ten minste probeer vir 'n jaar net kyk of ek die musiek voltyds kan doen. Yes. En as dit gaan ek altyd wonder daaroor. Ja. Ek het net 30 geword en ek was dit was daai hele COVID, weet nie wat jy wil doen met jou lewe nie en jy's Ja. Kies vergelyk jouself met jou peers en jy sien almal lyk of hulle job loop. Ja. Jy so sukkel jy en ek bietjie om jouself uit te figure en goede en maar ek het geweet die musiek sal vir my ten minste ietsie kan inhou wat ek dan geniet. Ja. Dis 'n passie wat ek dan Exactly, kan ja. uitleef. En
ek dink in daai eerste jaar, ja, het ek gesien, ek kan ten minste die bills betaal, Ja. en miskien moet ek nou begin planne maak om 'n bietjie ietsie op te neem en so. Ja. Wel, dis baie cool, want ek meen jy het essentially, hoe ek het nou net vinnig kan opsom, is die lewe, daar's heeltyd hierdie droom of hierdie passion binne in jou, so maak nie ook wat so werk jy gechase het of gaan doen het nie. Daar was altyd iets wat jou terugbring na die musiek toe, en dat jy het nooit opgehou met die musiek nie. En ek meen, jy kan 'n onderwyser word, jy kan gaan skool gee as jy wil. Dit is 'n goeie plan B. Ek dink dit was so die plan met dit. Dat ek ja, ten minste iets het om op terug te val, Ja. stel die musiek werk nou nie noodwendig uit nie. Ja, Maar ja, ek dink ek wonder ook maar baie daaroor, want ek het ook 'n passie vir onderwys en ek die jare wat ek het by Oosmoed hoërskool het ek terwyl ek geswat het eintlik maar daarmee praktiese gedoen en ek was so 'n hulponderwyser daar en so jy het bietjie skool gegee. ek het bietjie skool gegee. Dit is so 'n jaar en 'n half omtrent dat ek daar was. En dit was vrek lekker. Ek dink ek was goed met die kinders. Ek dink die kinders het Was hulle goed vir jou dan? aanklank gevind by my ook hopelik. Ja. En ek het so ek het gevoel, jy sê, as ek nou hierdie moet doen, dan Ja. sal dit vir my regtig 'n goeie opsie wees of 'n goeie loopbaan wees om te volg. En nou kan en ek dink in onderwys, ek praat nou maar onder korreksie, maar ek weet my skoonsussie is ook 'n onderwyseres. Ek dink as jy ek spreek dit nie uit nie, ek spreek uit dat jy 'n baie suksesvolle musiekloopbaan gaan hê. Maar as jy besluit om onderwys te doen, sal jy tyd hê vir musiek ook. Want daar's Ja, onderwysers werk mos net halfdag. I suppose. I suppose. Ek En jy het dink 4 keer 'n jaar vakansie. ja, lekker vir hulle. Nee. Ja. Dit is wat ek ook geskiem het daai tyd, maar ek moet sê ek het agtergekom, ek dink veral as jy 'n man onderwyser is, maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou is nie, dis eintlik maar net, daar's altyd, as jy onderwyser is daar nie net jou klas wat jy gee en jy werk halfdag en jy gaan huis toe nie. Jy, behalwe vir vraestelle merk en die werk wat jy huis toe vat, het jy nog buitemuurse aktiwiteite, jy het jou rugby spannetjies, jy het jou cricket. As jy 'n bietjie meer in die kultuur betrokke is, dan gaan jy waarskynlik 'n koor of een of ander drama ding hê, want as jy onderwyser is, dan het jy so baie hooi op jou vurk en hou balle in die lug en goede. Ja, jy is betrokke by die hele skool, Ja. nie net jou klas en jou vak en dan as jy huis toe nie. Ja, exactly. Ja. So, en ek het besef, as ek die musiek as ek dit wil begin, ten minste, as ek die musiek wil pand, dan gaan die onderwys bietjie in die pad staan Ja. daarvoor. En so toe ek begin het met die musiek, het ek gedink, kom ek kry net die musiek op 'n lekker been, Yes. dat jy byvoorbeeld ja, as jy eers bietjie geken is in die industrie en jy kan op naweke perform Ja. en dan hierdie week het jy jou skoolgoeders. Ja. Maar ek dink dis nou al amper 4 jaar wat ek dan nou voltyds musiek maak, Musiek maak, ja. maar ja, dit vat langer as wat 'n mens gedink het. Dit sal. Baie mense doen hierdie vir 10 jaar voordat hulle musiek gehoor word en goed Ja. en ek het ook vrede gemaak met daai idee en dat dit Ja. regtig net iets is wat ek moet doen vir die lekker en dit soos ek kan die bills betaal Ja. met die gitaar en die liedjies en ek dink hoe ouer ek word, hoe minder kans is daar vir my om noodwendig terug in te gaan in die onderwys in. I don't know. Niemand wil 'n ou onderwyser hê nie. Nee, ek grap. Nee wel, die ou onderwysers is juist die met die meeste Ervaring. ervaring en Ja. wysheid, maar ek dink realisties vir jou om jou nog 'n lekker pensioen ook te hê eendag en goede en so, wil mense nie te laat begin nie. Ja. Maar ja, ag man, enige iets. Ek vat dit regtig day for day. Ja. Like, month for month, year for year. Maand vir maand. Ja, almal leef maand vir maand. Ja, Ek exactly. het nou aan iets gedink, terwyl jy so gepraat het van dis nou al 4 jaar wat jy voltyds musiek doen, maar dit vat eintlik langer. Toe dink ek aan daai spreekwoord. Jy's nou besig om jou skoolgeld te betaal. Pun intended actually, want Ja. ek bedoel
daar's kunstenaars soos jy sê wat al 10 jaar, 12 jaar grind en pubs en daai goedjies en dan iewers is daar 'n deurbraak. En hulle appreciate ook die groot oomblikke wat hulle deurbreek meer want hulle het hulle skoolgeld betaal. Hulle het vir 10 jaar gewerk aan dit. En ek weet jy is nou al baie lank wat jy musiekinstrumente en musiek, maar dis 4 jaar wat jy besluit het ek gaan dit voltyds doen. Ja. Nou wil ek by jou hoor op daai topic. Ek het jou ontmoet by die Connection Show. Ek het jou leer ken by die Connection Showdown. Hoe daai besluit gegaan om vir daai kompetisie in te skryf? Was dit 'n band besluit of het jy besluit ek gaan dit doen en die band moet nou maar net Honestly, waar ek kry vocales by Jolanda Becker. O ja, dis waar, ja. En sy het vir my dit aangestuur en gesê, hoorie, jy moet hierdie doen. Ja. En typies het ek gedink soos, maar ek weet net sulke Battle of the Bands, daar's baie alternatiewe bands en goeters en soos my folkiness, ek weet nie of dat heeltemal gaan vlieg nie, maar ek het vir Jannie gesê, man, kom ons doen hierdie kompetisie, al is dit op die einde net, ek en hy het bietjie op 'n weeksaand kan speel en 'n bier drink. Ja. En ons het die eerste ronde gedoen en ons het deurgegaan en toe dit nou die laaste ronde is, toe sê ek vir Callie wat vir ons bys en klavier speel, hoorie, jy moet saamkom want hierdie nou nou is daar actually 'n kans dat ons dit daar kan looi en dit was baie lekker geweest om daai ervaring te hê. Ek dink ek het al ooit iets in my lewe gewen nie. Ja. Okay, ja. So dit was nogal cool en ek dink ook 'n manier van hoe mens bietjie die vrugte pluk van wat ons 3 ouens insit partykeer, ek en Jan Hendrik en Callie. Ja. Ons speel nie altyd saam noodwendig nie, baie van die goeders is dit maar net ek, maar ek voel daai kompetisie en die projek wat ons hier gaan doen by Connection kan dalk lekker deure oopmaak vir groter feeste en sulke tipe goed. Ek hoop beslis so en vir die wat nou nie weet nie, so by die kompetisie wat hulle gewen het, julle wen 'n fully produced song wat ook gemix word in Dolby Atmos hierso. En Roan Graaf produce die song vir julle. So ek meen daai is 'n cool journey. Ek is nou al deel van 'n klein stukkie van julle production want ek skiet ook die musiekvideo vir dit wat ook deel van die prys was. En daai is 'n baie cool thing om dit hier te kan doen. En ek kan letterlik nie wag om te hoor hoe klink dit nie. Ek weet nie of jy al iets gehoor het verder waarmee julle besig was nie. Ek weet nie hoe ver is julle al in die production proses in nie. Nee, ons het net daai dag nog die guide tracks. Ons het nog net die guide tracks gedoen. Ek dink die idee is dat ek en Roan later bietjie sal sit en net aan die instrumente chisel wat ons daar wil hê, sommer net rofweg. So wanneer ons hier die dag sit, want ons het 'n dag om alles te rekord. Ja, want die band kan net vir daai dag bymekaar wees. Ja. En klink my Jaco wil nog 5 uur braai ook, so ons moet alles klaar maak voor 5. Ons kan altyd 6 uur die oggend begin produce, jy weet. Ja, dit is wat ek gedink het. Maar weet jy wat vir die meeste op reg uit die bed uit in die studio. Ja, uit die bed uit in die studio, na die studio gaan ons gebraai. En dit is op 'n Saterdag. Nee, is op 'n Saterdag. Kom ons hoop ons nog 'n lekker sport of 'n dingetjie aan wat ons kan kyk ook saam met dit. Ja. Ek weet nie, is my maand. Ek dink hier daar's iets aan die gang nie. Ja, eintlik, ons moet nie steuring kry van buite goeder, so ons moet fokus en ons gaan eers klaar werk. Waaroor ek meeste dit gaan lekker wees. Waarvoor ek die meeste uitsien is die eerstens om deel te wees van die proses, maar om alles te capture op video en al die cool moments gedeel van die production en omdat die hele band op een slag hier gaan wees. Gaan dit eintlik 'n baie en ons gaan 'n musiekvideo maak uit dit uit. En dan ook die performance na die tyd. Dit gaan so cool wees. Ek is baie opgewonde. Kom chat 'n bietjie voor Showdown gebeur het. Het jy vir my gesê jy is besig met 'n EP of is hy klaar? Ek is besig met 'n EP. Ja. Maar voor Showdown of voor nou, is daar al 'n EP uit. Good Morning Dreamer, nee. Good Morning Dreamer. Ja, dis dit wat ek wou hoor. So daai is al uit, maar daar's nog een op pad. Daar's nog een op pad. Okay, great. Yes. Dit is vir my baie cool en ek hou van die naam Good Morning Dreamer want ons is hier op Dromers en Doeners. En ek wil eintlik vir jou vra, sien jy jouself meer as 'n dromer of meer as 'n doener? Once, ja.
Dromer, dagdromer, ja, partykeer baie in my kop eintlik, maar ek dink meeste kreatiewe mense is maar bietjie so, dromers. Ja, maar 'n droom beteken niks sonder aksie nie, sonder om iets te doen nie, nê. Ja, nee, verseker. Ja, Good Morning Dreamer, dit was my eerste EP, en ek wou dit Good Morning Dreamer noem, omdat dit vir my gevoel het soos, ja, soos 'n begin van 'n journey. Typies in die oggend sê of wakker word met 'n nuwe dag voor jou of 'n nuwe die son sy kop uitsteek. En die songs wat in daai EP is alles ouerige liedjies wat een van hulle was eintlik al geskryf, die Guardian Angel was al geskryf op hoërskool eintlik. Wow. En Tightly Bound en Stranger is 'n bietjie later gekom op universiteit, maar dit was typies, ek het gevoel ek wil daai songs eers daar uitkry, dat 'n mens al van die ou songs af vorentoe werk. En die nuwe EP wat nou uitkom, hierdie jaar, ek het nog nie 'n release date vir hom nie, maar daar gaan ook 3 liedjies wees, en dit is min of meer dieselfde idee, dit is ook ouerige songs, wat uit ouer boekies uitkom as daai een, met 'n nuwe producer, met hierdie werk ek nou met Alwyn Becker, Okay. en ek is baie opgewonde vir die EP, Ja. en ja, ek voel maar net, ek wil daai songs uitkry, sodat mense kan bou op dit, want die nuwe songs het bietjie 'n ander aanslag, en dit nou gegroei uit jou skryfprosesse en sulke goede, en ja. Ek weet julle is besig om te werk aan, met Graaf gaan dit wees, die song Every River. Yes. Yes, dis 'n beautiful song. Maar ek wil gou hoor, gaan die EP eerste uitkom voor Every River? Ek weet nog nie. Is nog nie seker nie. Nee, maar ek dink daar gaan dalk ek dink ek wil graag een van 'n single uit die EP uit. Hier so in April ergens wil ek hom graag uitbring. Okay, ja. Maar die hele EP sal eers bietjie later kom. So. Maar essentially is daar 5 liedjies wat hierdie jaar ergens moet uitkom, en ek dink ek wil hulle so spasieer, dat hulle sê elke 2 maande is daar 'n nuwe vars liedjie. Ja. En ergens sal Every River dan nou deel wees van dit. Daar's nog die 5de liedjie wat nou nie deel is van die EP of Every River nie, is ook 'n song waaroor ek en die ouens van die band nogal passievol is oor, of ons ek besef dit is, as ek het die songs geskryf en hulle het ingekom en weet perform nou saam met my, maar daar's 'n mate gewees van hoorie, try dalk hierdie, of kom ons bly in hierdie perke of wat ook al, en met die 5de song To The Old was dit soos hulle flavors wat hulle opgesit het met die dromme en met klavier en die bass, en ek het so baie daarvan gehou, en hulle is ook mal oor die song, en so ons het gesê, okay, ons wil soortgelyk soos wat ons doen met Every River, so in 'n studio, 'n live tipe van 'n ding, wil ons dit doen met daai liedjie ook, dat jy eintlik maar vir feeste en vir mense wat events organiseer, kan sien of kan wys hoe klink jy en hoe gedraai jy jouself live. Dit hoe deliver jy 'n song, en ja, ek's baie opgewonde oor daai, want ek het nog nie regtig live, mense vra altyd, so stuur vir ons 'n video, as ek nou aansoek doen by 'n venue of wat ek al, dan sommer so 'n foon video, of jy sien wat ek opgeneem het by die huis of wat ek al, en ek dink nie dis regtig wat mense wil hê nie, mense soek daai full sound, en daai, Hoorie, maar ek moet vir jou sê, as jy live shows doen iewers en jy korte videograaf, ek dink ek ken dalk 'n ou, wat vir jou miskien 'n high quality video kan shoot. Ek sal bietjie rondsoek vir een. Ja, hulle is skaars. Ja, dit is, en maybe kan ons dit, maar maybe kan ons dit maak werk. Ons kan dit reël, dan het jy beter content om vir die venues te stuur. Ja, seker. Terwyl ons op daai nota is van songs, ek weet jy het gesê jy het vir ons nog 'n song prepare, wat jy vir ons gaan doen. Ek dink nou is 'n goeie tyd as jy nie omgee nie. Okay. Maar vertel ons eers gou wat se song gaan jy doen, en dan doen ons die performance. So,
Die volgende song wat ek gaan speel is 'n song uit hierdie EP van hierdie jaar wat uitkom. Okay. Maar dis nie 'n song wat ek noodwendig geskryf het nie. Dit is daai band wat ek nou van gepraat het, die Man the Fields band wat ons op universiteit gehad het. Ek en my twee goeie vriende, Daniel Conradie en Henk Versluys, ons het hierdie band begin eintlik maar net om by markies te speel en dit was baie, daar was so of hierdie bluegrass aanslag, het folkiness en ja, in elk geval, ons het so baie fun gehad met daai trio en later het Daniel besluit hy gaan Kaap toe en toe bly dit nou net met my en Henk oor en Henk Versluys het hierdie liedjie geskryf. Dit was, as ek reg onthou, was dit nie die eerste liedjie wat hy ooit geskryf het nie, was dit een van die eerstes. Sure. Maar hierdie liedjie resoneer nog al die jare so erg met my en ek het dit gesing noodwendig daai tyd en ons perform hom nou nog en nou dat die band bygekom het hy so 'n klein bietjie 'n ander flavour gekry met dromme en goeters. Maar hierdie song is in die EP en ek's baie opgewonde oor hom en ja, ek dink ek gaan so net so 'n lekker rou akoestiese weergawe van hom. Wat is die song se naam? Leaning on You. Leaning on You. Ja. Wel, hierso is Basson met Leaning on You. Geniet dit. Breaking through the willows, we've been running from these shadows that's been shaking our fearful lonesome souls to the bone. I've been reaching for truth, preaching lifeless words of youth. I've seen mountains, valleys, oceans, brought my kingdom to its knees. Told to stay down on my knees, heal to your insecurities, ask forgiveness for the sickness, reaping meaning from our time. But I was hard and I was blind to the beauty of your mind. I know now all that's left to find, the fortune once left behind. I needed you and this dream to be true. All that's left for me now are the things that I could not do. Lead me to see the road to where I am free. I could not do it then, but in the end I'm leaning on you. Left for me now are the things that I could not do. Lead me to see the road to where I am free. I could not do it then, but in the end I'm leaning on you. I needed you and this dream to be true. All that's left for me now are the things that I could not do. Lead me to see the road to where I am free. I could not do it then, but in the end I'm leaning on you. Leaning on you, leaning on you,
Daar is hy, Jessie, baie dankie ou. Very cool song. Dankie. Very, very cool song. Ja, dit is 'n baie cool song, sê ek ook. Ek hou van hoe hy begin so rustig met die picking en dan stel hy lekker spoed op en dan eindig hy hom weer so mooi. Ja, ek Vat het so 'n bietjie deur- daai tempo daar gemis, toe ek nou regtig moes inkom, maar ek seker die mense sal my vergewe. Ek seker hulle sal. Hy vat jou so 'n bietjie op 'n emotional journey. Die gitaar vat jou op 'n emotional journey. Ek hou van Ja, dit en ek exact. hou van dit van jou musiek ook. Want ek het jou nou al live gesien. Ek hou van daai en dan mens weet nie waartoe gaan die song nie. As jy nou kyk, jy soos dit is so mooi en hulle vat hom na verskillende goed toe. Ja, Ek love dit. Nee, ek is veral ook mal oor daai fingerpicking, soos ek sê, dis Henk se fingerpicking style. Hy's 'n incredible guitarist. Ja. En dit het so mooi gewerk met daai liedjie. Ja. As 'n mens dan nou soos later dan by daai strum gedeelte kom en dit is lekker groot. Ja. Ja, ek dink dit komplementeer die song baie mooi. Ja. Maar, ja, opgewonde vir hierdie tune om uit te kom finally. Ek ook. Ek kan nie wag nie. Ek wil gou met jou chat oor 'n ander ding. Jy is 'n onafhanklike kunstenaar. Wat sou jy sê hoe lyk die grootste uitdagings vir 'n independent artist uit jou ervaring uit? As 'n independent, yes man, ek dink uit die aard van die saak as jy musiek uitbring en jy het 'n label wat jou back en jy kan help met die publishing daarvan, is dit 'n groot dis 'n groot aanwinst want jy baat uit hulle netwerk van die industrie wat help om my song te promote of te bemark en mense aan boord te kry. Ek dink vir 'n independent ou is dit bietjie moeiliker want jy is gelimiteerd deur jou netwerk, jou tipiese sosiale media netwerk en jy kan agencies kry om jou te help met bemarking goede, maar dit is nie noodwendig altyd so wil ek sê dit jy pluk nie noodwendig so baie vrugte daaruit as jy dit self doen nie. Ja. Ek dink wel daar's vryheid daarin ook om 'n independent uit te wees want van wat ek hoor uit die industrie uit en van ander mense wat wel by labels is of al by labels was en so ja, ek dink daar is dis twee verskillende besigheidsmodelle I suppose. Mense het ook al gesê hoe labels vir hulle verhoed om sekere songs uit te bring of hulle forceer in 'n sekere rigting in wat bietjie meer geld sal maak of kommersieel is of eerder sekere lirieke uithaal en sulke goed en ek dink die vryheid wat daarmee gekom as 'n onafhanklike kunstenaar is lekker want jy kan doen wat jy wil want dit is jou geldjies en jou bloed en sweet wat jy weet in 'n projek of in 'n album ingesit het en ja, maar daar's definitief plek vir albei. Ek dink Seker. ek dink challenging is maar net om op die been te kom. Weet in die begin vir 'n onafhanklike kunstenaar om 'n netwerk gebou te kry en om te weet waar jy jouself moet plaas om gehoor te word en hoe jy dit doen en al daai goedjies moet jy maar vir jouself leer want nou is 'n independent kunstenaar. Hy is die fotograaf, hy is die videograaf, hy is die liedjieskrywer, hy is die producer, hy is die sosiale media manager, hy is die finansiële adviseerder, hy doen sy tax. Ja. Weet almal sulke goede. So ja. Maar dis waar jy leer. Ek dink dis waar jy jou skoolgeld betaal soos jy nou Dis waar jy jou skoolgeld betaal. Maar nou wonder ek, hoe belangrik en voor jy die vraag antwoord wil ek hom gou uitbrei, maar hoe belangrik is om daai vryheid te kan behou want as ek nou kyk na jou live shows wat ek nou al gesien het en die tipe kunstenaar musiek wat jy uitbring, dink ek hier is die ding. In vandag se tyd meeste songs is 3,5 minute, 4 minute lank. Ek het al gehoor van gevalle waar daar gesê word, die liedjie kan nie langer as dit wees nie, want radio laat dit nie toe nie, of mense gaan verveeld raak. Van wanneer af het musiek reëls? As jy nou in terme van die liedjie mag nie so lank wees nie,
as jy die vryheid het om, as jy 'n 2 minute intro wil hê, en 'n 1 minuut gitaar solo aan die einde wil hê, en dit is, die song kom uit soos wat jy hom wil hê, En dis hoe jy jou musiek express. en dis hoe jy jou musiek express, dan moet jy mos die vryheid hê om dit te kan doen. So ek dink daai challenge, en jy kan nou vir my sê, hoe belangrik daai vryheid, miskien nie net vir jou as persoon is nie, maar vir, hoe belangrik is dit vir kunstenaars om daai vryheid te kan hou, vir skrywers, want ek voel jy dit kan 'n ou bietjie breek, en weer eens, die wêreld, die society van musiek en radio en die en daai sê, nee, die liedjies is te lank. Dit belemmer dit seker bietjie, nee. Ja, ek stem eintlik saam met jou, man. Ek dink daar's kyk, op die einde van die dag, ek imagine, soos as jy op die stage is en jy speel daai liedjie en jy leef daai song uit en dis soos jy en jou band en jy is nie op 'n kliktrek of wat ek aan julle speel net al vir die rou musiek en 'n mens voel mekaar, jy lees mekaar en met of sonder foute beweeg aan en soos maak elke liedjie wat jy dan speel op elke liewe verhoog is kind of bietjie anderster. Ja. Partykeer het 'n liedjie 'n lang instrumental of 'n lang solo of wat ek al. Maybe meer aan 'n produksiekant, dink ek wel labels het daai limitations want ons leef in 'n era waar mense se aandag baie vinnig verloor word en ek dink die rede hoekom hulle noodwendig sê 'n song moet, ek dink is 3 minute 20 max of iets soos dit. Ja. Sodat hy die radio kan haal, is maar net daar om dat dit ook baie geld kos om iets on air te hê, of ek weet nie eintlik, miskien is dit nie noodwendig die rede nie, maar ek kan imagine dis iets in daai lyn. As jy nou Pink Floyd se 8 minute plus songs gaan Joel op radio, ek dis dan 'n bietjie ook 'n ander genre, waar radio soek meer, mense ry werk toe en ry terug van werk af huis toe en hulle is in sak en as hulle dalk 'n slegte dag gehad het en jy soek upbeat en jy soek iets wat jou gelukkig gaan maak en dit moet kort en kragtig wees of dit moet vinnig tot die eerste chorus kom of jy kan sommer die song begin met 'n chorus en ek dink al daai goedjies is maar net boublokkies vir, dink ek, hoe labels al agtergekom het, dit is waar die geld lê, want dit is wat die mense wil hê, of nou radio's of TV of net online streaming en goeders is, dis waar of daai sweet spot lê. En ek dink nie daar's fout daarmee nie. Ek dink as mens wel 'n powerful liedjie kan hê en hy pas in daai boksies en goeders, dan is dit nice, maar ek dink as die mense luister na my EP, veral die Guardian Angel Good Morning Dreamer intro, wat inloop in Guardian Angel het dat jy so gesit, want ek wou so of hierdie lang intro hê tot die EP, en dit was lekker. Ek seker as ek by record label was, sou hulle gesê het, nee, moet jy dan nie dit doen nie, of wat ook al, en ek dink, as dit die geval is, dan verloor 'n mens bietjie daai nuance. Daai creativity en daai freedom, want ek dink is tog 'n emotional connection wat jy wil hê met, of jy wil mense ook weer eens, soos wat die song wat jy nou gespeel het, dit vat 'n ou op 'n klein bietjie van 'n emotional journey, en tog, ek weet nou nie, op die EP wat nou nog uitkom, of nee, dis die EP wat jy van praat wat klaar uit is, dit beteken, dit is een produk. Daar's klomp songs op, maar dis een produk. En dit vat luister van A tot Z. Dit vat jou deur een journey. So ek hou van albums en daar was baie CD's en goed ook in die ouer dae wat dit voel of hierdie hele ding so aan een so 'n konsep album is en mekaar tipe storie. Ja, Muse doen dit vir my baie goed in hulle albums. Veral as hulle so eindig met 'n song en dit klink nooit asof die song geëindig het nie. Hy tel net weer spoed op en gaan in 'n volgende song in. En jy kan die songs gaan luister apart, maar daai enkel journey is nice. Ek dink as ek enige album doen, sal ek baie erg probeer dit so doen, veral dat songs wat volg op mekaar in dieselfde key is en dat jy daai kan doen en dat jy daai journey kan skep. Maar dit is maar net deel van dis maar net fun. Daar's nie reëls nie. Daar's nie reëls regtig in musiek of in hierdie jy moet doen wat vir jou
hoe jy jouself express, I Fair. suppose. So, ek wil gaan met jou chat oor jou skryfproses, net so vinnig. Hoe werk jou skryfproses vir jou? Want ek weet kunstenaars het verskillende maniere hoe hulle dit doen. Is daar altyd eers 'n melody vir jou en dan kom die lyrics, of is dit, het jy 'n lyric en dan create jy van 'n melody, of hoe werk daai storie? Man, dit is, tot dusver, ek onthou ek nou nog nie so baie liedjies al geskryf, soos kunstenaars wat by hulle 100ste liedjie kom en dan het hulle 'n proses nie. Ek dink ek figure dit nog self maar 'n bietjie uit, maar dit het al gebeur dat die liedjie eerste kom, of 'n riff of 'n ding wat nice klink, en dan volg die woorde, partykeer kom die woorde eerste na jou toe met een of ander cool idee, en dan probeer jy kyk of jy ietsie kan, of 'n chord progression daaruit kan kry wat dan ritmies sin maak. Ja. Maar ja, honestly, ek nog nie regtig, sal ek sê, my eie patroon so verfyn nie. Op my foon, op my voice recorder, daar is daar flippin baie sulke recordings van hierdie kan nice is. Veral as ek soos by die huis 'n setup gedoen het en ek sit maar net in speel en ek kom op ietsie af, dan sit ek dadelik net om dit te record, en dan weet, hum ek sommer net ietsie melodies daarby, en kyk, dan sal ek later terug gaan en sê, okay, kom ek skryf nou vir ietsie. So, ek dink dit is so of wat die meeste gebeur, maar ja, ek is nogals opgewonde ook om, 'n derde manier sal wees om te begin met die percussion. As jy soos begin met 'n lekker beat op dit tipies as jy nou op jou rekenaar of op 'n recording software of wat ek al daai beat skep, en jy weet, okay, daai is die tempo wanneer dit lekker dryf, en jy soos begin dan musiek en lirieke om dit skryf. Ek dink dit kan nogal 'n fun manier wees. Die 1 of 2 keer wat ek al dit probeer het, want dit gee dan jou van die get-go af die idee wat die energie van 'n liedjie kan wees, en dit bepaal. So ja, ek dink daar's regtig baie maniere hoe mense dit kan doen, en ja, ek dink solank jy net present is, dink ek, en recorder het by, of naby het, want as jy daai idee verloor, soos ek nou gesê het, dan sy weg. Dan sy weg. Ja. Vinnig met jou chat oor drome, groot, nie fisiese drome nie, maar maybe, waar het jy gedroom gisterand? Wil jy regtig weet? Nee, yes man, want my drome is baie confusing lately. Droom jy in Engels of in Afrikaans? Ek weet nie, Afrikaans en Engels. So jy mengel maar. Ja, dit hang af met wie ek in my droom, as dit een van 'n ou vriend is van jare terug wat Engels is, dan is hy Engels in my droom. Ja, kyk, dis interessant. Maar ek dink nie, my drome gisterand was Afrikaans. Ons kan of eer kan jy my vertel. Ek wil gou by hoor, die groot droom, musiek gewys, is dit, wil jy bietjie, of ideaal, kan jy nou van sê, is hierdie 'n groot droom vir jou, om musiek van jou musiek oor see te release? Ja, dit is 'n baie groot droom. Daar's so baie feeste in Duitsland, wat ek al van gehoor het, wat ek baie graag wou by gaan speel, veral bietjie alternatief en ook folkie, baie soos die tipe musiek wat ek doen, en ja, ongelukkig moet die musiek eers gehoor word, en jy moet regtig, daai een song nodig wat jou bietjie die blootstelling kan gee, maar ja, die idee is om nie net in Suid-Afrika te perform nie. Ja. Ek het nog net in Suid-Afrika gespeel, so nou en dan verbreed ek bietjie my horisonne en gaan speel in die Kaap of aan die tuinroete of so, maar jy sê die dag wat jy jou gear alles kan laai in tipies tasse soos hierdie, en jy klim op baie vliegtuig en gaan speel, maak asof dit 'n klein optrede is nie, maar jy gaan speel in 'n plek in Duitsland of in Ierland of in Engeland of in Amerika of in Australië. Ek dink daai moet 'n ongelooflike ervaring wees, en ek dink 'n mens gaan waarskynlik verslaaf raak aan daai idee, net meer van dit wil hê. Veral as die mense lyk asof hulle dit like, en ja. Ek dink beslis die sound van jou musiek is al klaar van so 'n aard dat dit gaan 100% inpas by internasionale lande waar jy gaan optree, en
ja, dit is een van my wense vir jou is dat dit eendag sal realiseer. Dankie man. Ja, ek weet dit kan 'n journey wees. Partykeer vat hierdie goeders baie lank en ja, ek dink 'n mens moet maar net vrede maak met die idee dat elke ou se journey is anders. Ja. Dalk is daar nie in die kaarte vir my om oorsee te gaan speel in sulke goeters nie en 'n mens moet dan nog steeds kan vrede hê met die feit dat dit wat jy nou doen net nog steeds purpose en is vir jou fulfilling. Ja. Maar dit sal definitief baie lekker wees en ek sien uit dat dit moontlik kan gebeur. Ek seker dit sal gebeur en dan wil ek ook vir jou sê sterkte met die EP wat uitkom. Thanks. En ek is nie seker wanneer hierdie episode eer nie, maybe is daar al iets uit, maybe nie. Ons sal sien, so maar gaan kyk in elk geval vir Bason se goeders op social media. Gaan volg hom, subscribe op sy YouTube channel en hou hom dop, want hier's 'n paar groot dinge op pad vir hom. So dit is ook my ander wens vir jou is dat al hierdie goeders wat jy gaan uitbring baie sukses sal bereik. En dan wil ek vir jou sê dankie dat jy hier was. Dit is 'n groot plesier. Dankie dat jy my genooi het. Dis lekker om bietjie soos 'n extensive gesprek te kan hê wat nie in 'n 10 minute slot moet pas nie. Mens kan dit bietjie verder gaan haal as gewoonlik en ja man, dis 'n lekker chat. Baie dankie en dan ons het 'n geskenk vir jou. Ja. So hier van Dromers en Doeners af het ons vir jou. Dankie, kan ek hom oopmaak? Asseblief maak hom oop. Lekker. Soos jou eie koffiebeker, personalized. Season 2. Bason Laas. So daai is dat jy koffie uit om uit maak. Ekskuus. Gaan ons so nou 'n koffie uit. Natuurlik. So daai is dat elke keer as jy uit met koffie drink, moet nooit vergeet om te droom nie, moet nooit vergeet om te doen nie en hou aan doen wat jy doen, want jy doen baie goed. En dan hierin is ook vir jou 'n gift voucher van ons clothing sponsor af van Valor 300. Nice. Ja, so jy kan met hierdie voucher kan jy op hulle webwerf gaan en vir jou 'n cool design gaan kies van hulle hemde wat hulle het. Awesome. Dankie. So Valor beteken Courage Against All Odds en die brand Valor het 'n baie cool history waar dit vandaan kom. Hy storie van Gideon uit die Bybel uit waar hy teen die Midianiete gaan veg het met net 300 mans en hulle het hulle oorwin. So that's very courageous. Sure. So dit is waar die brand vandaan kom en hulle is on board as 'n borg. So daar kan jy vir jou lekker hemp daar gaan kies. Ek sien uit. Ja. Ons moet nou gaan Go for it. En hulle is hier in Pretoria, so jy kan hom even collect of hulle sal hom vir jou deliver. Ek waardeer dit man, dankie. Ja, en dan van my kant af, dis dit. So weer eens dankie. En dankie aan almal wat gekyk het. Dankie aan ons borge Valor 300. Dankie aan Outdoor Photo en Outdoor Photo Rental dat julle aan boord is. En dan baie dankie aan Connection Studios en Connection Productions. En jammer hierdie episode het so lank aangehou. Ek hoop julle het dit baie geniet en ons sien julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam.